Wanneer ons so by mekaar is, dan verklaar ons altyd dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. So geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue Vader in die hemel, ons dankie dat ons hier die belangrikste tyd in die kerklike kalenderjaar mag betree. Die tyd waarop ons onthou van Jesus se verhoging, maar ook sy vernedering. 'n Verhoging wat gekom het deur mense wat uitroep Hosanna en voor hom die palmtakke gooi soos vir 'n koning. Maar ook sy vernedering wanneer die mense na wie toe hy gekom het uitroep, kruisig hom, kruisig hom. En ons weet, Here, dat dit ook ons eie sondes, ons eie ongeregtigheid is wat saam skreeu in daardie koor. Dat dit nodig was dat hy homself so verneder het. Maar dit was nie eers die ergste daarvan nie. Die ergste daarvan is wanneer hy aan 'n kruis gehang word. Die onskuldige God wat aan 'n kruis moet hang en sê, my God, waarom het u my verlaat? Maar sodat ons nooit weer deur u verlaat sal wees nie. En tog het sy grootste verhoging gekom. Daarna, toe hy die graf uit opgestaan het. Jesus lewe, ja waarlik, hy lewe. As hy uitroep in ons harte en op ons monde. En nou sit hy aan u regterhand, Vader, van waar hy weer sal terugkom. En van waar hy regeer oor ons, sy kerk. Gee daarom ook vir ons die genade dat ons in ons kerk wees sal weet waaroor dit gaan en dat ons kerk wees so sal inrig dat u naam groot gemaak word. Woon in ons deur u Gees wat ons op u pad lei tot die eer van u naam. Amen. Dan, soos julle sekerlik weet, lyk vir my nou dieselfde, min of meer ou gesigte, is ek en Reinhard besig met 'n reeks uit Efesiërs in die aanddienste. Ons het nie uitgewerkte program nie, so ons vat maar elkeen wat ons dink, ons wil oor preek, maar ons vat hom daarom so van vooraf en ons probeer op dieselfde hoofstuk bly. So ons is nou op hoofstuk 2 en ek gaan vanaand lees van vers 11 af, maar die groter gedeelte is daarvan vers 19 tot 22 waarop die fokus sal wees, maar oor alles. So daar staan in Efesiërs 2 vanaf vers 11, daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Ek sal dit verduidelik, maar kom ek sê dit net gou-gou. Onthou dat waaroor hy hier praat is dat daar in die kerk, die gemeente in Efese en in al die gemeentes van daardie tyd, mense is wat uit die heidendom gekom het en mense, of wat wil sê wat nie Jode is nie. So daar's nie Jode en Jode en dit is nou deur God een gemaak in die kerk. So al hierdie onderskeidings wat daar was, is afgebreek en in die kerk kom alle gelowiges by mekaar. Ongeag, ons sal daaroor praat nou. So nou sê hy, daarom omdat julle wat eintlik uit die heidendom kom, en ons is ook van hulle, nee, want ons is nie Jood. Is een van julle 'n Jood? Miskien met besigheid, maar nie. Goed, ons is nie Jode nie, so ons kom ook uit die heidendom eintlik. Daarom onthou, ek sal weer probeer, kan ons kyk of ons verder vorder met die lees. Daarom onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word. Alles het bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge
ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maar nou, in Christus Jesus het julle, wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede, is belangrike woorde. Hy is immers ons vrede. Hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon kom skep. En sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat hy daaraan die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan diegene wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur die een Gees. Ons het toegang tot die Vader deur die een Gees. Dan, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, belangrike woorde. Lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament, ons sal hierop terugkom, gebou op die fundament van die apostels en profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die een Gees. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Dankie Here dat ons hierdie woord kon hoor. Dankie dat U dit vir ons laat opteken het. Gee dat ons dit nou sal oordink en die diepte daarvan enigstens sal pyl. Daardeur versterk word om kerk te wees. Die manier wat U wil hê ons moet kerk wees. In Jesus naam. Amen. So geliefdes, ek dink voel vir my nogal of die kerk so 'n bietjie in 'n krisis is. Miskien 'n identiteitskrisis, maar in die algemeen in 'n krisis. Want 'n mens word al meer en meer bekommerd oor die welstand en die toekoms van die kerk. Waarheen is die kerk op pad? So as jy nou al 'n paar jaar in die lewe is en die kerk dopgehou het, sal jy met my saamstem dat in die samelewing waarin ons leef, die belangrikheid van die kerk regtig waar aan die afneem is. Kerk word nie geag nie. Die kerk word dikwels nie eers ernstig opgevat nie. Daar word gespot met geloof van Christene en hulle is daar's allerlei grappe wat gemaak word oor Christene. Kerke en kerkmense doen ook baie keer dinge wat eintlik onversoenbaar is met die essensie van Christen wees, soos dit al die eeue bestaan het. Daar is dinge wat gebeur en daar is mense in die kerk wat allerhande afwykende standpunte, wil ek sê, goed praat, verdra en goed praat. Daar word soms dinge gepreek van die kansels af, in die naam van God, in die naam van kerk, wat voorheen duidelik as dwaalleer uitgewys sou gewees het. Ek onthou dat ons as jong teologiese studente baie slim was oor die verval van die kerk in Europa en Amerika en waar ook al in Nederland en waar ook al. En ons het altyd gepraat van die wêreld daar buite waar die kerk besig is om in mekaar te val. Maar jy weet, is nie meer, die tye verander, is nie net meer in die buiteland nie, dis hier by ons. Dis in ons stede, dis op die platteland. Die kerk is besig om te verdwyn op baie plekke. Die ou het my nou probeer bel. Ek het vanoggend daar gepreek. Hulle het afgekondig dat hulle 'n gemeentevergadering gaan hou om te besluit of hulle moet aangaan. Hulle het 18 mense op die boeke. Hulle besluit of hulle aanhou om as 'n gemeente te bestaan. So ek en jy, wat hier is en in die gemeente is, glo ek, is nog mense wat besorgd is oor die kerk. En die vaandel van die ware kerk is as het ware aan ons toevertrou. Ons sal moet voortdurend seker maak dat ons weet wat die kerk oor gaan, waaroor die kerk gaan, wat die rede is vir die bestaan van die kerk, waarheen dit op pad is, hoekom ek daaraan behoort en waarom ek gaan aanhou om daaraan te behoort. En geliefdes, die belangrikste dinge dink ek oor die kerk
of van die belangrikste dinge van die wese van die kerk, word vir ons in die Efesiërboek uiteengesit. Die doel van hierdie brief was juis om vir die mense in Efese te sê, dit is waaroor dit gaan in die kerk. Hierdie ander heidense goeders wat julle inbring in die kerk, los dit, hier is die dinge waaroor, hier is die kern van kerkwees. En nou gaan ek die volgende ding sê, miskien gaan jy daar sit en sê, ag ja nee, jy praat dit, ek weet Reinhard praat dit, ek weet nie van Louis nie, maar ons almal praat dit, maar ek gaan dit maar weer sê. Om die wese van die kerk te verstaan, moet jy na die twee woorde kyk, wat in die Bybel gebruik word, in die Nuwe Testament in Grieks, vir die kerk. En die een is Kyriake, en is 'n genitief, en dit beteken, dit wat aan die Here behoort. En die ander een is Ecclesia, wat beteken, uitgeroep deur die Here. Maar beide hierdie woorde het dieselfde konnotasie. Dit is om te sê, dat die kerk bestaan uit hulle wat deur die Here geroep is, bymekaar gemaak is, om aan hom te behoort. Dis die kerk. Dit is baie maklik om te verstaan. Dit is baie maklik. Kerk beteken hulle wat aan die Here behoort, omdat hy hulle uitgeroep het uit hierdie wêreld. Ek dink ons praat regtig waar baie keer verkeerd oor kerk. En dan praat ons van kerk asof dit die gebou is. Ekskuus as jy een van hulle is, maar ek hoor mense praat oor, ons is nou by mekaar in die huis van die Here. Dis nie die Here se huis hierdie nie. Die Here woon nie in 'n gebou wat deur mense gemaak. Hy woon nie in 'n gebou wat met dooie stene en sement gebou is nie. Hy sê in vers 20, maar julle is gebou op. Ons is die gebou. Ons is die woonplek van die Here. Ek gaan dit verduidelik. Want dit is belangrik dat ons dit verstaan. Kerk beteken nie 'n gebou nie, beteken nie sement en stene nie. As ons nie 'n gebou het nie, is ons nog steeds kerk. So nou sê hy vir ons, julle is die stene. En 1 Petrus 2 vers 5 sê, julle is lewende stene. Lewende stene. Dis is waaruit die kerk van die Here gebou word, lewende stene. So is hier waar ons as ons bekommerde Christene is, begin om iets te doen, om die kerk te bewaar en te beskerm. Want julle is deel van die lewende stene. Dink jy so aan jouself? As 'n lewende steen? As iemand vir jou sê, beskryf jouself, wat beteken hierdie Christendom vir jou, Christendom vir jou? Sê, dit beteken ek is 'n lewende steen in God se gebou. En ek en jy sal moet seker maak, dat ons die lewende stene bly. Want anders kan ons begin bekommerd word oor die kerk. Ons moet seker maak dat ons inderdaad lewende stene is. Maar, dit is nie die hoofbeklemtoning van vanaand se preek nie. Eintlik wil ek praat oor, wat is die sement wat die stene bymekaar hou? Wat is die sement wat die stene, die lewende stene saambind? En dit is juist wat hier geteken word in Efesiërs 2, onder andere. Die Jode, die ou Jode in die Ou Testamentiese tyd, die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het hierdie reëls gehad. Hulle sê daar was 3 soorte mense. Die een was die vreemdelinge. En dis nou 'n ouetjie wat geswerf het en hy het oor Israel se grondgebied geloop en nou is hy 'n vreemdeling. Hy het geen regte nie, het geen voorregte nie. Hy is niks. En die Israeliete en die Jode se oë nie, hulle het geen regte gehad nie. Hulle kon op geen iets aanspraak maak nie. Dan was daar die tweede plek die bywoners. En hierdie mense het wel soort van gesê, ons is nou maar hierso en ons vra toestemming om hier te wees. En die Jode het vir hulle gesê, ja, julle kan ons slawe wees of waterdraers en houtakkers en julle kan hier werk en julle kan 'n gebouetjie bou, maar julle is bywoners, julle het geen regte nie. Julle het geen regte nie. En dan was daar natuurlik die Jode self. Hulle het alle regte gehad. Hulle was spesiale mense, God se uitverkorenes. Hulle het alle voordele en voorregte van die godsvolk gehad. Die beloftes, verbondsbeloftes, sê ons teksgedeelte. So in die trant daarvan, en nou is ons in die Nuwe Testamentiese tyd, nou in die trant daarvan, sê die Here hier, dat ons wat voorheen heidene was, of nie Joodse gelowiges, nou lewende stene
in die Nuwe Testamentiese kerk geword het. Ons is deur God ingebring in sy gebou. Dis juist die betoog van die beredenering in die vorige paragraaf wat in vers 14 gesê word, Christus, wat albei Jode en nie-Jode een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap deur sy liggaam afgebreek het. Dan sê hy, julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie. Onthou, ons het nou net oor hulle gepraat. Vreemdelinge en bywoners, mense wat geen regte het nie, mense wat niks is nie. Maar vers 19, julle is deel van die huisgesin van God. Weet jy wat gebeur as jy in die huisgesin van 'n vader is? Jy het vrye toegang tot daardie vader. Jy kan met hom praat. Jy kan voor hom verskyn, jy mag met hom saam leef. Dit sê vers 18, want deur hom het ons albei, Jode en nie-Jode, toegang tot die Vader deur een Gees. So wat is die sement wat die gelowiges saambind? Wat is die ding wat my en jou saambind, broer en suster? Wat maak dat ons saam op pad is? Ek sal vir jou sê, genade. Die genade van die Vader, wat ons kom haal het, om deel te wees van sy huisgesin. Dit is die sement wat ons saam het. Ons het verskillende belange, ons het verskillende agtergronde, ons het verskillende idees oor verskillende goeders, verskillende politieke oortuigings en wat ook al. Maar daar is 'n sement wat ons saambind. Dit is die genade wat God aan ons bewys het, deur ons deel te maak van sy huisgesin. Nie vreemdelinge en bywoners nie, eerste klas burgers. En dis die tweede belangrike ding wat ons oor die kerk moet raak sien, en as dit ons erns is, mense wat nou so ingebring is in die kerk, wat lewende stene gemaak is, word so begenadig, dat hulle vrye toegang tot die Vader sal hê. Wat beteken dit? Dit beteken dat ons hom sal eer en loof en prys en aanbid. Dis is hoekom ons deel is van sy huisgesin. Want soos ons 'n pa respekteer in die huis, so respekteer ons hemelse Vader. So geliefdes, ek dink baie keer mense het vreemde idees oor die kerk, né? Party mense sien ons die kerk as 'n soort van 'n preekklub. Jy kom luister na die preek en dan gaan jy dit krit. En jy gaan sê, ja nee. As ek lus is, gaan ek kom. As ek 'n behoefte het, gaan ek kom. Gaan ek maar kerk toe. Ek is nie kerk nie, maar ek gaan kerk toe om te luister. Dalk sal ek nog bespreek wat gesê word. Ek resenseer die preek of die prediker. Soos wat mense met 'n fliek doen, né? Ek sal voor die tyd miskien die sekretaresse bel en sê, wie preek van Sondagoggend? Besluit, okay. Maar as ek weggaan hierso, dan is ek nie meer deel van die kerk nie, so dink ek oor myself. Dan is ek nie meer saamgebind in toegang tot die Vader nie, want dan is ek maar net 'n individu in hierdie lewe op my pad. Ander mense sien weer, en ek hoop nie ek trap op jou tone hier nie, ander mense sien weer die kerk as 'n kultuurskepper of 'n kultuurbewaarder. Dis 'n forum vir mense met dieselfde oortuigings en dieselfde agtergrond, mense met dieselfde kultuur en dieselfde taal. Die kerk is daar om my mense te versorg, dink hulle. En ek wil nie mense wat nie my mense is, hier by my hê. My mense, dis my plek, dis my mense, my taal. Ander mense sien weer die kerk as 'n soort van 'n towerplek, né? En ek bedoel daarmee die gebruik van die sakramente. As my kind gebore word, doop gou-gou. As die kind moet iets oorkom as hy gered. Of een keer 'n kwartaal moet ek daarom kom nagmaal gebruik, want dit is die magic, want my sonde is nou weggeneem en nou kan ek weer 'n nuwe begin maak. Vir ander mense werk dit soos 'n versekeringspolis. Jy betaal mos jou polis, nou jou lewenspolis. As jy gereeld jou premie betaal het, op die dag as jy doodgaan, dan betaal dit uit. So ons kom na kerk toe sodat die premies, of sodat betaal die premie sodat dit sal uitbetaal die dag as ek doodgaan. Daar is nog 'n sement wat Christene saambind, en dit is geleë in die manier waarop mense deel word van die gebou.
stene word. Die manier waarop hulle ingemessel word in die gebou. En die teksgedeelte praat van 'n hoeksteen in vers 20. Ingebou met Christus Jesus self as hoeksteen. Christus het vrede as goeie boodskap kom verkondig, vers 17. Vers 14, hy is immers ons vrede. En die vrede waarvan hier sprake is die vrede tussen God en mens. Mense wat voorheen van hom vervreemd was. Eintlik, Romeine 5, wat vyande van hom was. Daar's nou vrede tussen ons en God. Daar het versoening plaasgevind tussen mense wat vyande van God was en God self. Vers 13, maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Vers 16 herhaal dit, versoen deur die kruis, deurdat hy daar aan die vyandskap vernietig het. Dit is tog hy, broers en susters, Jesus, wat die evangelie van vrede kon verkondig het. Ek dink ons almal ken die beeld van die hoeksteen. Help my 'n bietjie, wie bou onder julle? Maar nou sit daar, as jy wil haaks bou, kry jy, is dit 'n theodoliet? Wie weet? Maar jy kry mos daai dampie, wat is die goeders wat jy gebruik om al die hoeke en die grade en die goeders te kry as jy begin om die fundament te lê? Maak nie saak. In die Bybelse tyd was die hoeksteen die beginpunt. Dis die belangrikste klip in die gebou. Dit bepaal die ligging van hierdie gebou. Dit bepaal die lyne. Dit bepaal die hoeke. Die hele bouwerk wat gaan plaasvind, word gebou vanaf daardie een hoek. Dalk sal jy onthou, ek het al vertel, toe ek in Ethiopië gewerk het aan die Bybelvertaling daar, was daar een van die tale wat glad nie 'n gebou geken het wat met stene of klip gebou is nie. Hulle het hutte gebou. En toe ons hierdie gedeelte moes vertaal, sê die mense vir ons, wat se klip praat julle van? Wat die mense gaan nie verstaan as ons daar 'n hoeksteen, 'n nuwe woord skep. So kom ons gebruik die middelpaal van 'n hut. Dan kan die mense verstaan. En dis wat dit is, daai middelpaal van die hut sterk is en stewig is, gaan die hele hut mooi staan. Geliefdes, ek wil dit vir julle sê. Hierdie hoeksteen, Jesus as die hoeksteen, is so belangrik vir Christen wees, dat sonder hom is daar geen sprake van Christenskap nie. As die sement tussen die stene, kultuur of taal of 'n klap ingesteldheid is, val die gebou verseker uit mekaar. Daar is geen sement dan wat dit by mekaar hou nie. Dit is presies hieroor wat Handelinge 4 vers 11 praat. Jesus Christus van Nasaret is die klip waardeur julle die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Miskien. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Die beeld word verder uitgebrei in vers 20. 'n gebou wat gebou is op die fundament van die apostels en die profete. As Jesus die hoeksteen is, word die gebou verder gebou. Hierdie lewende stene word verder gebou deur die apostels en die profete. Dis 'n klas van mense wat in die Nuwe Testamentiese tyd gelees het. Ons weet wie is die apostels, oog en oor getuies van Jesus. Profete was mense wat die Ou Testament geken het en uitgelê het en gewys het hoe die Ou Testament van toepassing is op Christus. So die apostels en die profete was mense wat verduidelik het aan die vroeë kerk wat dit beteken dat Jesus die Messias is. In die lig daarvan, of in 1 Korintiërs 2 vers 2 word daar gesê, Paulus wat praat, ek het my voorgenem om onder julle niks anders te praat nie, as oor Jesus die Christus, en wel oor hom as gekruisigde. Dit was die boodskap van die profete en van die apostels. Wat beteken dit? Eenvoudig, nadat Jesus in die hemel opgeneem is, en voor die Nuwe Testament voltooi is, het die profete en die apostels van die Nuwe Testament die implikasies van Jesus se menswording, van sy dood, van sy opstanding uiteengesit. Hulle het dit verkondig aan die vroeë kerk. En die essensie van wat hulle onderrig het, is opgeteken in die Nuwe Testament. Die prediking in die kerk van die Nuwe Testament, in ons kerk vandag, prediking is niks anders nie as die verkondiging, die proklamasie van Jesus Christus en die vrede wat hy tussen mense en God gebring het. En
wat die implikasies daarvan is vir ons lewe. Die doel van die kerk, behalwe om God te verheerlik, is dus om hierdie evangelie aan die wêreld te bring. En as die kerk afwyk van hierdie prediking, as daar 'n ander sement ter sprake kom, dan val die kerk uiteen. Dan is nie meer klap nie, maar dan word dit 'n klap van middelklas blankes of mense met dieselfde agtergrond en kultuur. Hoe toets 'n mens of jou kerk se sement Jesus is? Hier is 'n paar vrae wat jy vir jouself kan vra. Is daar plek in ons gemeente vir armes? Genuine armes. Mense wat hier inkom wat nie kerkklere het nie. Wat verslonste skoene aan het. Wat dalk so 'n bietjie nie so lekker ruik nie. Is daar plek vir sulke mense in ons kerk? Is daar plek in ons kerk vir sondaars? As iemand geval het, gegly het, en hy kom in hierso, gaan ons sê, hey, hallo, so bly om jou weer te sien. Wat maak jy hier, skynheilig? Is daar plek by ons vir vuiles en gevallenes? Is die verstotenis van die wêreld welkom? Is ons bereid om hierdie mense ook as stene te verwelkom, omdat hulle deur Jesus aangeraak is? Of bly hulle vir ons vreemdelinge en bywoners? So as kerk wees, lewende steen wees, bepaal word deur enigiets anders as versoening met God, in en deur Christus self, dan is daar rede tot kommer oor die kerk. Dan gaan die kerk nie sy doel bereik nie, en is dit nie meer 'n krag van God in hierdie wêreld nie. Geliefdes, daar is een laaste saakie wat ek moet aanraak. Vers 21 en 22 praat daarvan. In hom, Christus, verrys die hele gebou, goed saamgevoeg, tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot 'n woonplek van God deur die Gees. 83 vertaling sê 'n geestelike huis, maar die bedoeling is baie duidelik. Hierdie huis wat met lewende stene gebou word, daar's iemand wat in hom bly. En dis God wat in hom bly, die Here. Die Here bly nie meer in 'n tempel in Jerusalem nie. Die Here bly in 'n gebou wat gebou is met lewendige stene dwars oor die wêreld. Hierdie gebou wat gebou word op die hoeksteen Jesus en op die werk van die apostels en die profete is 'n gebou waar God self woon. En hy woon daar deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. 'n Gebou wat nie gebruik word nie, is 'n anomalie. Dit is 'n museum. Soos God nie meer in ons woon nie. As die Heilige Gees nie in ons woon nie. Nee, ons is 'n lewende gebou wat gebou is met lewende stene. Ons is daar om bewoon te word, nie deur mense nie, maar deur God. Vers 21 praat van 'n heilige tempel. Die geleerdes stem nogal saam dat dit sin speel op die woord vir die allerheiligste van die tempel in die Ou Testament. Julle onthou mos die tempel in die Ou Testament het 'n voorhof heilige en 'n allerheiligste gehad. Daai agter die rooi gordyne. Hierdie woord sin speel op daai allerheiligste. En onthou julle, in die Ou Testament, toe die tabernakel in gebruik geneem is, wat dieselfde patroon gehad het as die tempel, het daar 'n wolk ingetrek in die allerheiligste. En dit was 'n simbool van die teenwoordigheid van God self. Hy het op sy troon gesit, die ark. Maar toe Jesus gesterf het die voorhangsel van die tempel geskeur van bo na onder. Wat 'n simbool is daarvan dat God nie meer bly in die tempel in Jerusalem nie. Dit is nie meer sy woonplek nie. Nee, hy woon nou in 'n gebou wat gebou is deur lewende stene. Ons is nou die allerheiligste, die kerk.
gebou uit lewende stene. God is hier teenwoordig deur sy Gees. Daarom sê 1 Korintiërs 6:19, ons liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Geen wonder dan dat die teks sê, ons het nou vrye toegang tot die Vader. Geen ander middelaars, Jesus Christus. So hoe bepaal jy of jy 'n lewende steen in die tempel is? Wel, ons weet dat die Heilige Gees die een is wat ons nie net oortuig van sonde nie, maar ons ook tot bekering lei, op die regte pad. En as ons volhard of tot bekering, opregte belydenis van ons sondes en 'n dankbaarheidslewe. En as ons die Heilige Gees bedroef en uitblus, Efesiërs 4:30, 1 Tessalonisense 5:19, dan is ons nie meer lewende stene nie. Dan word ons 'n museum, want die Heilige Gees is uitgejaag. So hoe lyk 'n kerk wat met lewende stene gebou is? Daar is nuwe lewe sigbaar. Ja, ons is almal worstelend op pad. Maar ons is nuwe mense onder die leiding van die Heilige Gees wat in ons woon. So geliefdes, ek sluit af. As jy mooi geluister het, sou jy agtergekom het dat daar eintlik 'n ander lyn is wat geloop het deur hierdie preek. En dit was dat ons gesien het dat die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, betrokke is in die kerk. God die Vader is die oorsprong van hierdie huisgesin van sy kerk. God die Seun is die vredebringer en die Heilige Gees is die een wat hier binne ons woon. Die kerk is 'n gebou wat gebou is met lewende stene, gesentreerd is rondom die drie-enige God. Die oorsprong by die Vader, die bymekaar maak deur die Seun en die bewaring, die nuwe lewe, geborge in die Gees. Moet ons bekommerd wees oor die kerk? Nee, wat? Maar ons moet ons verantwoordelikheid elkeen nakom en 'n lewende tempel vir die Here wees. Hy sal sorg vir die res. Kom ons bid. Dankie Here dat U ons lewende stene gemaak het, saamgebind deur die sement van die drie-enige God, U die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Gee dat hierdie gemeente sal vibreer van lewe tot die eer van U naam. Amen. Julle wat naby gekom het by God in die Vaderhuis, besef julle wat elke Sondag gebeur. Ons het nou net gepraat oor die kerk wat saamgebind word deur die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En elke Sondag stuur die Vader, Seun en Heilige Gees julle weg met sy Seun. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.